Daar was 'n baie ryk man met die naam van Karel, wat daarvan gehou het om op sy perd oor sy landerye en oor sy rykdomme te ry en om te verwonder aan alles wat hy in die lewe bereik het. En op 'n dag, toe hy weer so ry, toe kom hy by een van sy minder gegoede huurders met die naam Hans, waar die onder die boom sit onder die skaduwee besig om sy middagete te eet. Hans het hom nie gesien nie, want Hans was besig om te bid. Maar toe hy sy oë oopmaak en hy die ryk man op sy perd sien voor hom staan, toe sê hy, jammer meneer, maar ek het u nie gesien nie. Ek was net besig om vir my kos te dank. En die ryk man het hom so gekyk en gesê, as ek so min gehad het soos jy, sou ek nie nog 'n dankie daarvoor nie. En Hans sê, ag, dis alles in die orde met my. Maar weet meneer, dis nou interessant dat u nou vandag hier by my is, want ek het laasnag 'n vreemde droom gehad. En wat het jy gedroom, vra Karel? Ag meneer, ek kan nie die droom so mooi onthou nie. Meneer weet mos hoe gaan dit met drome. Maar ek onthou, daar was mooi musiek en mooi plante. En toe sê 'n stem vir my, dat die rykste man in die kontry vandag gaan sterf. Karel was nie baie beïndruk geweest nie. En hy het sy perd omgeruk en ongeërg daar weggejaag. Maar hy kon hierdie droom nie uit sy kop uitkry nie. Hy het alles probeer, maar die droom het by hom gebly. Hy het ook nie meer so goed gevoel soos wat hy daai oggend gevoel het nie. En hy het sy doktersvriend ontbied. Doktersvriend was bietjie skepties, maar het saamgestem om in die nag by hom te bly, sodat hy daar kan wees as sy vriend Karel iets oorkom. En hy het daardie nag kaart gespeel en lekker gesels. En met dagbreek, toe sê die ryk man verleë vir die dokter dankie. Maar op daardie stadium toe daar 'n klop aan die deur. En 'n boodskapper bring net die nuus. Meneer, Hans, een van die huurders, is gisternag in sy slaap oorlede. Die rykste man in die kontry het daardie nag gesterf. Dit was nie die man met al die besittings van die lewe nie. Dit was die man met 'n kinderlike geloof in die krag van Jesus Christus. Dink daaroor wanneer dit weer vir jou voel of jy alles in die lewe verloor het. Jy kan al die rykdomme in hierdie wêreld besit, my vriend. Papa, jy kan streef na al hierdie goeie goed in die lewe, maar as jy Jesus Christus nie het, is jy eintlik arm. Ek stem saam met Paulus in 2 Korintiërs 8 vers 9 waar hy praat van die genade van Jesus Christus, waar hy al sy rykdom prys gegee het en aarde toe gekom het en arm geword het ter wille van jou. Enige mens, al het jy nie enige hemelse skatte nie, het toegang tot daardie bank. 'n baie ryk man het al sy eiendom gegee, al sy rykdom, en het gedeponeer in jou rekening. Dit was nie vir hom maklik om te doen nie, maar hy het dit gedoen. En al wat jy vanmôre moet doen, is om by die Here God aan te klop en te vra dat jou naam gevoeg word by al daardie ander rekeninghouers se name. En my God sal dit met die grootste vreugde doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy sal ook vir jou sê, jy sal nooit eers alles kan opgebruik nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, Johannes 3 vers 16. En daarom jy gejubel en jubel ek vanmôre in die Here. Because my God is bigger than any mountain. Glo jy dit vanmôre? Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Sê dit in persoon vanmôre. My God is bigger than any mountain. Sê dit vir die persoon, my God is bigger than any mountain.